Baie welkom as jy dalk vandag ergens nie by 'n erediens kon uitkom nie. Mag die Here jou seën en mag jy vreugde vind om saam met die NG Kerk Alkmaar vandag die Christusfees te kan vier. Ons gaan saam lees uit Matteus 1 van vers 18 tot 25. Ek gaan dit vandag vir julle uit die Nuwe Testament vertaling lees. Matteus 1 vers 18 tot 25, maar kom ons bid eers saam. Here Jesus, baie dankie vir u wonderlike genade, u liefde, u vrede, u vreugde en dat u vir ons die hoop gebring het as 'n ewige en 'n versekerde anker tot in ewigheid. Dankie dat u vir ons die lig is wat na hierdie wêreld toe gekom het en u lig wat skyn, en die duisternis kan dit nie uitdoof nie. Dankie dat u ook deur ons skyn, deur elkeen wat vir u lief is en wat ook in hierdie tyd op ons eie manier ons klein bietjie lig laat skyn na die wêreld rondom ons. Dankie dat ons hierdie wonderlike getuienisse kan lees en kan oordink van hoe u eenmaal in hierdie wêreld ingekom het om alles te kom verander, alles te kom nuut maak. Ons loof u daarvoor. Dankie ook dat u deur die Vader vir ons die Heilige Gees gestuur het, wat in ons woon en wat ons ook herinner aan u lewe en aan u woorde. Laat elke woord wat ons vandag hoor en oordink ook in ons harte inslag vind en iets in ons lewens ook verander waar dit nodig is, Here. Dankie dat u altyd met ons besig is en ons altyd vernuwe meer en meer om aan u beeld gelyk te word. So ons 'n wonderlike genade om so as 'n geestelike familie saam vandag ook hierdie fees te kan vier. Ons prys u naam. Amen. Matteus 1 van vers 18 tot 25 en ons gaan vandag so 'n bietjie saam kyk na iemand wat gewoonlik nie veel aandag kry in hierdie Kerstyd en dis die Josef, die man van Maria, wat baie keer maar sommer net so vinnig oor die hoof gesien word. Ons gaan so 'n bietjie na hom ook kyk vandag. Nou Matteus skryf in vers 18, dit is die verhaal van die geboorte van Jesus Christus. Maria, Jesus se ma, was aan Josef verloof. Voor hulle troue het Maria egter 'n baba verwag. Die baba is deur die krag van die Heilige Gees in haar verwek. Josef, haar verloofde, was 'n man wat aan God se wette gehoorsaam was en wat gedoen het wat reg is. Tog wou hy nie hê dat Maria voor almal oor haar swangerskap in die skande kom nie. Hy besluit toe om hulle verloving in die geheim te breek. Hy was besig om te dink hoe hy dit gaan doen, toe 'n boodskapper van die Here, 'n engel, in 'n droom aan hom verskyn. Die engel sê vir hom, Josef, nakomeling van Dawid, moenie huiwer of bang wees om met Maria te trou nie. Die kind in haar is deur die krag van die Heilige Gees verwek. Sy sal 'n seun kry. Jy moet hom Jesus noem, want hy gaan sy mense van die sondige paaie af weglei. God sal dan ook al hulle sonde vergewe. Die Here het lank terug al gesê hierdie dinge moet so gebeur. Sy boodskapper, 'n profeet, het toe sy woorde neergeskryf. Dit is daar die einste woorde wat nou waar word. Kyk, die maagd gaan 'n baba verwag en geboorte aan 'n seun gee. Hulle sal hom Immanuel noem. Dit beteken God is met ons. Josef het wakker geword en presies gedoen wat die boodskapper van die Here, die engel, vir hom gesê het. Hy het met Maria getrou, maar nie saam met haar geslaap tot die seun gebore is nie. Josef het hom Jesus genoem. Ek lees net graag saam met u weer 'n paar van hierdie verse, alhoewel ons nou hierdie geskiedenis baie goed ken. In vers 19 staan daar, Josef, haar verloofde, was 'n man wat aan God se wette gehoorsaam was en gedoen het wat reg is. In die Engelse Bybels word dit direk vertaal met hy was 'n geregtige of 'n regverdige man, 'n righteous man.
Tog wou hy nie hê dat Maria voor almal oor haar swangerskap in die skande kom nie, en hy het besluit om hulle verloving in die geheim te breek. En dan ook vers 24 tot 25. Josef het wakker geword en presies gedoen wat die boodskapper van die Here, die engel, vir hom gesê het. Hy het met Maria getrou, maar nie saam met haar geslaap tot die seun gebore is nie. Josef het hom Jesus genoem. Gemeente, ons het ons maar 'n bietjie van 'n probleem met Kersfees. Ons ken die storie te goed. Jy wil nie nou sit in sommetjies maak nie, maar jou hoeveelste Kersfees is dit nou al? En van kleins af is dit die Sondag wat ons gewoonlik probeer om by die kerk, by die erediens uit te kom. En as daar baie kinders is, het ek al dit beleef dat die predikant sê, die kinders kan vorentoe kom en hulle met 'n persentjie saambring, en dit veroorsaak altyd so 'n bietjie vrolike chaos. Maar ons ken die verhaal al so goed, want ons lees dit ook baie, en as ons dit nou hierdie tyd hoor, soms al van Advent begin af, dan voel dit so bekend nie. Maar ongelukkig ken ons ook dalk te veel die wêreldse weergawe, wil ek amper sê, nee, in die ou dae, die kerskaartjies, onthou julle nog as ons dit met die pos gekry het, en later het ons dit maar so, wanneer ons geskenke uitdeel, vir mekaar gegee, en ons het prentjies met bokkies en skapies en boompies, en miskien 'n sneeuvlokkie of 3 wat Europa as ons sneeu behep, en dan 'n ster en herders en wyse manne op kamele wat aankom. En deesdae is dit so 'n bietjie anders, dis dalk Pinterest, nee, of iets wat jy gekry het op die internet of op WhatsApp, 'n prentjie wat beweeg, en dan stuur ons dit vir mekaar. So maklik kan ons dink dis waaroor Kersfees gaan, nee. Maar Matteus se verhaal vir ons is nie so netjies hier nie. Dit is 'n storie wat begin met skande, met verwarring, met 'n geweldige morele spanning vir 'n arme man wie sy hele lewe skielik omgekeer word. En daardie man was Josef. Nou wat interessant is, dalk het jy dit agtergekom, maar soos wat jy gaan lees in die evangelies, daar's nie een woord opgeteken wat Josef gesê het nie. Nie een van sy woorde of 'n uitspraak is neergeskryf. Maar sy gehoorsaamheid aan God het die geskiedenis verander. Ons lees van wat hy gedoen het, sy optrede, sy dade. So vandag gaan ons net so 'n bietjie kyk na Josef, nie om hom te verheerlik nie, maar om te sien hoe God deur, kom ek sê, amper gewone gehoorsaamheid meer ruimte gemaak het vir 'n buitengewone verlossing, vir die totale verandering van nie net die gewone geskiedenis nie, maar ook soos die Bybel ons leer van die heilsgeskiedenis, die redding van hoe Jesus Christus dit alles kom verander het. En ons moet nooit vergeet die rol wat Josef gespeel het nie. Josef was die regverdige, sê die Bybel. Hy was regverdig en gehoorsaam aan die wet, en daardie tyd as 'n Jood streng volgens die wet 'n goeie lewe geleef het, dan het hulle hom 'n regverdige genoem, maar hy was nie ongenaakbaar nie. Nou kan julle nou indink toe Josef uitvind sy verloofde is swanger, hy dadelik geweet iets is verkeerd. Ek kan my nie indink aan sy skok en sy teleurstelling nie, want in daardie tyd het die hele samelewing die ethos gedraai rondom skuld en skaamte. Jy moes weggekom het van enige vorm van skaamte of skuld of 'n vernedering, en dit het mense ook na mekaar op verskillende maniere laat kyk. Maar tog het Josef met geweldige deernis opgetree. Nog voordat hy die volle verhaal gehoor het van wat het hier gebeur, nog voordat hy dit geweet het, het hy barmhartigheid gekies bo trots. Dit is eintlik ongelooflik, nee. Kom ek sê nou maar, iemand sê daar is nie so ding soos die gemiddelde mens nie, maar die gemiddelde mens sou nie so gereageer het waarskynlik nie, nee. Hy kon besluit het om sy eie reputasie te beskerm, want dit was vir 'n Joodse man baie belangrik, maar tog kies hy om sy verloofde te beskerm nog voordat die engel met hom gepraat het. Nou net so klein bietjie agtergrond, volgens die Ou Testamentiese wette in Levitikus tot in Deuteronomium
kon Josef en was hy eintlik veronderstel om dan vir Maria in openbaar te gaan aankla van ontrou. In die Bybelse tyd was 'n verloving 'n formele verbintenis. Daar was 'n klein seremonie tussen die familie en daar was beloftes aan mekaar afgelê. Ag, en weet julle, in daardie tyd was die mense nog baie jonk. Die meisies kon 13 gewees het en Josef kon enige iets van 17 tot 20 gewees het, jong mense, maar dit was die tradisie, dan het daar gewoonlik eers 'n verloving plaasgevind. 'n Verloving was soos 'n troue, dit was 'n verbintenis, en daarom hoor ons hierdie hele gedagte van hy wil haar skei, daar moet 'n egskeiding plaasvind. 'n Mens kon nie sommer net 'n verloving verbreek nie. Maar dan, baie keer 'n jaar later, want daar's vreeslik lank gereël aan so 'n bruilof, en dit is nou nie soos in ons tyd waar jy gou al die servette en die glase van Timo af kan bestel nie. Hulle moes baie hard werk aan 'n bruilof, daar's vir 'n hele jaar lank voorberei, kos gemaak en goed reg gekry. Maar in daardie tyd van verloving, het die verloofde paartjie nog nie 'n bed gedeel nie. Eers na die bruilof, en die bruilof was 'n groot fees. Dit kan julle gerus bietjie oor gaan opsoek as julle bronne het. Nie alles glo wat Google vir jou sê nie, maar 'n bruilof in Jesus se tyd het gewoonlik maar tot 7 dae aangehou. Dit was 'n groot fees. En dan eers mag die paartjie wat nou volwaardig getroud is, dan ook hulle kamer deel. So Josef moes volgens die wet, kon hy vir Maria na die leiers toe vat en sê, het nou iets snaaks gebeur, sy verloofde was ontrou aan hom. Dit sou vir Josef beteken het, hy sou sy eie reputasie behou, beskerm het, hulle sou hom daarna gesien het as 'n respektabele man. Dit sou natuurlik sy eie pyn geregverdig het, die teleurstelling wat hy in sy hart ervaar het, en dit sou heeltemal wettig gewees het. Maar vir die arme vrou, vir Maria, sou dit waarskynlik steniging beteken het. Maar Josef doen nie dit nie. Matteus sê vir ons in vers 19, Josef, haar verloofde, was 'n man wat aan God se wette gehoorsaam was en gedoen het wat reg is. Tog, dis 'n baie belangrike woord daar, en mense sê tog, en tog. Dis nie ja maar nie, dis en tog wou hy nie hê dat Maria voor almal in die skande kom nie. En hy besluit toe om hulle verloving in die geheim te breek. Dit sou haar gehelp het, want dan was daar nie 'n klag teen haar en sy sou nog steeds skande moes deurgaan, want sy was dan 'n ongehuwde moeder. Maar die Nuwe Lewende Vertaling stel dit ook mooi, daar staan, Josef, haar verloofde, was in 'n dilemma. Aan die een kant was hy 'n wetsgehoorsame man, maar aan die ander kant wou hy Maria hierdie openbare skande spaar. Daarom het hy hom voorgeneem om die verloving privaat te verbreek. Hy kon dit doen, dit sou 'n tipe van 'n egskeiding gewees het, daar sou dokumentasie gewees het, en dit sou formeel afgehandel gewees het soos 'n egskeiding. In plaas daarvan om die saak te gaan aanhangig maak, en daar staan letterlik in die Grieks, en Maria stilweg weg te stuur, dis hoe dit letterlik daar staan, in Engelse Bybel staan daar, he planned to send her away secretly, jy stuur haar weg, stilletjies. Maar in plaas van om hierdie keuse uit te oefen om sy eie reputasie te beskerm, besluit Josef, wat ons nou agterkom 'n godvreesende man was, nie, besluit hy om barmhartig te wees. En tog wou hy nie hê sy verloofde moet in die skande kom. Josef was 'n godvreesende, maar 'n barmhartige man. Nou, dit is belangrik dat ons sal onthou, daar is Bybelkarakters, baie van hulle wat so iets van God se hart deurgee vir ons, nie? Maar van God moet ons ook onthou, sy geregtigheid, sy regverdigheid is nooit koud en wreed nie. Mense maak baie keer die fout in die Christendom om vir God te sien as, veral as hulle dit vir hulle self so daarvan hou, te sê, maar God is 'n God van orde en reg en regverdigheid. En dan insinueer hulle eintlik daarmee dat hy soos 'n regter is, ernstig. En God is heilig, maar sy heiligheid is nie koud en wreed nie. Sy heiligheid het sy hart. Soos Josef se godvreesendheid, wetsgehoorsaamheid nie 'n harde, koue, wrede benadering was nie. Want hulle het God geken,
as een wat vol liefde en trou is. Psalm 86 vers 15 skryf Dawid: U Here is 'n barmhartige en 'n genadige God, lankmoedig, met ander woorde geduldig, vol liefde en trou. En dit was 'n soort van 'n belydenis oor God, want ons kry dit in ander boeke ook. Joël skryf ook daar, self Jona, daai hardkoppige profeet. Ook hy sê vir die Here: Here, ek ken U is genadig, barmhartig en vol liefde en trou. Ons moet dit weet vandag. Kersfees begin nie noodwendig met 'n krib nie, maar met 'n barmhartige hart. Josef, die regverdige, was barmhartig, maar Josef was ook gehoorsaam. Hy was gehoorsaam ten spyte van. Sy gehoorsaamheid het hom alles gekos. Hy dink nog, Matteus sê, hy dink nog, hoe gaan hy nou vir Maria stilletjies in die geheim wegstuur, hierdie verloving privaat verbreek? Dan praat God met hom deur middel van 'n engel. Nie 'n lang verduideliking nie, nie 'n volledige uitgestelde plan stap 1, 2, 3 tot by 7 nie, net 'n opdrag. Net 'n opdrag. Josef, nakomeling van Dawid, moenie huiwer of bang wees om met Maria te trou nie. Soos ons Engelse vriende sou sê, short and sweet, nee? Nie 'n lang verduideliking nie. En let net bietjie op, God beloof nie vir Josef gemak of 'n maklike pad vorentoe nie. Hy sê net vir hom deur die engel: moenie bang wees nie. Trou met jou verloofde. En Josef doen dit. Josef is gehoorsaam. Hy trou met Maria. Hy aanvaar die skande as ook syne, nê? Hy verdra van daar af maar die fluistering wat kom, hy leef maar saam met die mense se suspisie, sy familie, sy vriende, sy bure, sy geskinder. Julle gehoor wat het met Josef en Maria gebeur? Dis blykbaar nie sy kind nie. Die verwerping. Nou, gehoorsaamheid aan God red selde jou reputasie, maar dit sal altyd die eer van God in die kollig stel. Dit sal altyd God se plan red, al weet dit nie jou eie reputasie. Nou later sal Josef weer en weer alles laat staan en gehoorsaam reageer. Gaan lees gerus bietjie die res van Matteus. Die volgende, elke keer praat die Here deur 'n engel in 'n droom met Josef. Hy moet vlug na Egipte, vers 13 tot 15. Nadat hulle vertrek het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn en gesê: staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe en bly daar totdat ek vir jou sê om terug te kom, want Herodes is van plan om die kindjie te soek en hom dood te maak. En dan weer oor Josef se gehoorsaamheid, vers 14. Josef het toe opgestaan en in die nag die kindjie en sy moeder geneem en na Egipte vertrek en daar gebly tot die dood van Herodes. En later weer, nou leef hulle as vreemdelinge in Egipte en dan weer vers 19. Nou moet hulle terugtrek. Na die dood van Herodes verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef in Egipte en sê: staan op, neem die kindjie en sy moeder en gaan terug na die land van Israel toe, want die mense wat die kindjie se lewe gesoek het is dood. En dan presies dieselfde woorde. Josef het toe opgestaan en die kindjie en sy moeder geneem en na die land van Israel toe teruggegaan. Dan later weer dat hulle in Nasaret moet gaan vestig. Alles omdat God praat en Josef luister. Kersfees is nie hierdie sentimentele blinkgoedjies en wat ons aan dalk gewoond geraak het nie. Kersfees leer ons van radikale gehoorsaamheid. Sonder om te kibbel, staan daar net: Josef het opgestaan en gedoen wat die Here vir hom gesê het. Josef die gehoorsame. Maar dan leer ons ook van Josef die nederige. Josef het nooit geprotesteer nie. Daar staan hy nog in die geheim, hy het nog gedink, hoe gaan hy die situasie hanteer? En dan kom die opdragte en dan reageer hy elke keer gehoorsaam. Die engel sê vir Josef: jy moet hierdie seentjie Jesus noem. So dit is 'n
klink vir ons na die normale ding, ons moes na die profesie en alles, en dis hoe ons die Bybel leer ken het, maar dit was nie die tradisie in daardie tyd nie. 'n Seun is na sy pa vernoem, of dalk na sy oupa, maar waar kom hierdie naam vandaan? Dit is nie in hulle familie nie, en ons weet wat die naam beteken. Jesus beteken die Here red. Daar's 'n baie goeie rede voor. Die feit dat Josef vir Jesus sy naam gegee het hom die vaderlike reg vir die kind gegee. Dit het vir die wêreld gewys, Josef aanvaar die kind as sy eie, want hy het hom genoem, hy het vir hom 'n naam gegee. So die Here gee die opdrag, natuurlik dat ons kan weet, die Messias, die een wat red het gekom, maar dit sê ook iets vir Josef. Dit gee vir hom wetlike vaderskap en verantwoordelikheid vir hierdie kind, maar dit gee ook vir hom 'n rol in hierdie verlossingsverhaal, 'n heilige rol. Josef moet die kind Jesus noem, die Here red. Dit is nie net sommer 'n naam ook nie, dit is 'n verklaring. Dit is 'n aankondiging van hierdie radikale vernuwing waarvan die Bybel ons leer. Dit is die evangelie in een woord. Die Here red, in die oorspronklike tale een woord, Yeshua, Jesus. Matteus maak seker dat ons hoor van Josef, want ons laaste vers wat ons saam gelees het sê, en Josef het hom Jesus genoem. Weereens, Josef protesteer nie, Josef is gehoorsaam, Josef is nederig en hy doen wat God vir hom sê. Dit is nie ja maar of kort paai of ek gaan nou eers my eie plan maak of ek gaan nie die Here se opdragte in ag neem nie. Josef se grootste gehoorsaamheid was om God se opdrag bo sy eie trots en sy eie drome te plaas. Doen ons dit nog? Is God altyd vir jou belangriker as jou eie trots, jou eie reputasie dalk, jou eie drome? Wat leer ons by Josef, die man wat ons so maklik miskyk? So 'n bietjie later in Lukas skryf daaroor, julle ken dit baie goed, in Lukas 2 van vers 12 af lees ons dat toe Jesus omtrent 12 jaar oud was hulle by die Paasfees in Jerusalem, en dit was 'n geweldige besige fees, letterlik miljoene mense wat die stad ingestroom het, die families en groepe het van hulle dorpies af saamgetrek, en in die proses het Jesus weggeraak. En waar kry hy hom? 3 dae later sit Jesus in die tempel en hy redeneer met die geleerdes. En dis die laaste wat ons van Josef lees. Daar staan net sy ouers het na hom gesoek en toe het hulle hom weer gekry daar in die tempel. Daarna lees ons nooit weer van Josef nie. Die algemene konsensus by al die Bybelnavorsers is dat Josef waarskynlik gesterf het 'n redelike tyd voor Jesus se openbare bediening. Want vandat Jesus begin disippels roep, en dan lees ons sy moeder en sy broers was daar om met hom te kom praat, maar ons lees nie weer van Josef nie. Josef het sy rol vervul. Josef het ruimte gemaak vir Jesus om al die kollig te kry. Hy het plek gemaak vir Jesus. Nou die uitdaging vir ons vandag, Kersfees vra nie so seer of jy vir Jesus ken nie. Kersfees vra of jy plek maak vir hom as die belangrikste een in jou lewe. Sal jy bereid wees om terug te staan, om uit die verhaal te verdwyn ter wille van Jesus? Sal jy soos Josef kan kies om genade te gee, waar jy dalk sou kon staan op jou regte? Ons is mos so lief daarvoor om reg te wees, nee. Maar moet jy nie dalk eerder genadig wees? Jesus se naam is redder en Here. En ek en jy kan goed doen hierdie Kersfees deur hom te vereer, nie net in liedjies nie net in diensbaarheid en 'n goeie daad vir die dag te doen nie, maar deur jou lewe, deur jou hele lewe. En 'n Engelse skrywer het geskryf hierdie mooi aanhaling: You don't have to be loud to be faithful. You don't have to be loud to be faithful.
Die vraag is nie of Jesus gebore is en of hy vandag weer in jou hart gebore is, soos baie Kersboodskappe sê nie. Die vraag is of hy ruimte gekry het. Of jy teruggestaan het. Vandag, hierdie Kersfees en vir die res van jou lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U so klein, onskuldig, nederig en broos in hierdie wêreld ingekom het. En dat ons kan leer by U aardse Vader, Josef, wat lief was vir God, maar wat barmhartig genoeg was om te luister toe God se boodskappe na hom toe gekom het. Om barmhartig te kon optree, gehoorsaam, nederig en heeltemal bereid was om op die agtergrond te wees, sodat U al die eer kon kry, al van kleins af, Here. Hoe wyse manne en herders belangrik is en nederig is by U kom kniel het, pas nadat U gebore is. En ons weet so ook sal elke knie eendag voor U buig en elke tong sal bely dat U die Here is. Help ons om nie toe te laat dat ons eie trots of ons eie reputasie of ons eie belange vir ons belangriker word as U eer. Here, help vir ons om terug te staan en ruimte te maak vir U.